Ek wil vanmôre met jou gesels oor die verwagting wat ons moet hê en hoe ons moet verwag dat die dinge in ons lewens gaan gebeur. Ons het verlede Sondag het ons gepraat dat ons met openbaringe kan gaan en na die Here toe kan gaan op sy troon en met hom kan praat en vir hom kan vra die begeertes van ons harte en dat ons kan weet dat hy vir ons sal voorsien, dat ons kan weet dat wanneer ons na hom toe gaan en ons vra, dat hy 'n waarmaker is van sy woord en dat hy jou nie agter sal laat nie, maar dat hy jou sal voorsien. Ek het afgekom op 'n wonderlike stukkie en ek het dit gesit op die groep ook en dis Engels, maar dit maak vir my so opgewonde want ek wil vandag daaroor praat en dit is oor afwagting en wagting vir die antwoord tot my gebed. In Engels sê hy, waiting means anticipation. Anticipation beteken ek is afwaggend, ek wag. As jy daai kind vir jou gevra het vir 'n sweet, dan wag hy vir jou. Hy weet in sy hart, hy gaan daai sweet ontvang. Hy weet hy het jou gevra en hy weet hy sal ontvang. En dit is dieselfde, anticipation, om te wag. En nie net anticipation nie, maar ook expectation. Okay? And a confident hope in something that will take place. So ek weet iets gaan gebeur. En ek weet, ek het gevra. En ek weet ek het die regte persoon gevra. So ek wag. En ek wag. Dis soos 'n vrou wat geboorte gegee het. Jy wag vir daai oomblik dat daai babatjie sy kop uitsteek. Almal moenie daar wees nie. Maar as jy in afwagting om te weet daai pyne kom en hy's besig om te kriewel en die geboorte is op pad en jy gaan net nou in vreugde gaan jy bly wees oor wat gebeur het. En dis dieselfde wanneer ons gebid het vir die Here en ons wag in afwagting vir dit wat gaan gebeur. Dis dieselfde. Ultimately, waiting for the Lord is like waiting for the sun to rise. Jy weet dit gaan gebeur. Jy weet dit gaan gebeur vandag. Jy weet net nie hoe laat nie. Maar jy weet dit gaan gebeur. En jy sit en jy wag vir daai son om op te kom. En dis dieselfde as om in die oggend te wag en te sien hoe die son opkom. En dis 'n deurbraak, dis 'n nuwe lewe, dis 'n nuwe begin. Die ou goed is verby. Gister kan jy niks meer aan doen nie, maar hier kom 'n nuwe ding wat gebeur. Dit is hoe dit is om te wag vir die antwoord op jou gebed. Waiting expectantly for the Lord's answer to our needs, just as the sun brings the warmth to the day. Hallelujah. Ek wil vir jou neem na die gedeelte van Jeremia hoofstuk 29 vanaf vers 11. Daar staan geskrywe, want ek weet watter gedagtes ek gaan gaande jou koester. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dit maak nie saak jou omstandighede nie. Dit maak nie saak hoe jou omstandighede lyk op die oomblik nie. Al lyk dit vir jou doom en gloom en dit lyk nie vir jou dit gaan goed nie, wil ek vir jou herinner aan Jeremia 29 wat sê ek weet wat ek oor jou dink en ek weet wat ek oor jou spreek. Hy spreek hier eintlik met Israel, hierdie gedeelte, maar hy spreek ook so met jou, met die kinders, want ons is sy kinders. Hy sê ek weet alles van jou en ek weet wat ek vir jou wil gee. Ek weet waantoe jy op pad is en ek sal jou nie teleurstel nie, sê hy. Moenie kyk na wat jy het vandag nie. Moenie kyk na hoe dit gaan vandag nie, want die son kom op en ek verander jou situasies. In vers 12 sê hy, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Dis 'n belofte hierdie. Jy sal my vra en ek sal vir jou gee. Jy sal my roep en ek sal vir jou antwoord. Vers 13 sê, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart.
nie halfhartig nie. En ek wil dit vir jou noem. Nie, ag Here, ek weet nou nie eintlik of jy kan nie, maar kom ek vra maar net. Nee, met jou hele hart. Hy soek jou. Hy soek nie net jou Sondag aandag nie. Hy soek nie net jou vinnige gebed aandag nie. Hy soek jou hele wese. Hy soek jou hele hart. Jou hele lewe. Ons gemeente se naam, lifestyle. Dit gaan oor 'n hele leefstyl vir die Here. Ek verander my denke, ek verander my spraak, ek verander dit waarna ek kyk, ek verander dit wat ek sê, ek verander om by hom te pas. Dit is wat hy wil hê. Wanneer jou hele hart aan hom behoort, jou alles aan hom behoort, vra en ek sal vir jou voorsien. Kyk of ek nie vir jou die hemele sal oopmaak nie. Kyk of dit nie op jou sal neerreën nie. Vers 14, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander, en julle versamel uit die nasies, en uit die plekke waarheen ek julle verdryf het, spreek die Here. Ek sal julle terugbring na die plek waarvan ek julle in ballingskap weggevoer het. Weer 'n keer, hy doen restaurasiewerk, soos ons vanmôre gesien het. As jy afgedwaal het, sal hy jou optel. Hy sal jou weer herstel tot waar jy was. As jy vir 10 jaar nie meer die hele tyd by hom was nie, soos voorheen nie, en nie die hele tyd saam met hom was nie, en bietjie in die wêreld gaan kuier het, dan wil ek vir jou sê dat jy het hom gelos. Maar hy het nie vir jou gelos. So wanneer ek terugkom en sê, Here, hier is ek weer voor u, om aan te gaan soos wat ek was 10 jaar terug, om te wees soos wat ek was 10 jaar terug, dan sê hy, ek vat jou en ek plaas jou weer. En die 10 jaar is asof dit net weggestoot is en nie bestaan het. Amen. Dit is wat ons Here doen. Hy tel jou op en hy rig jou op en hy sit jou neer en hy dra jou weer. In Spreuke van Salomo, hoofstuk 10, vanaf vers 24 kan jy gaan lees. Die verwagting van die regverdiges is vreugde, maar die hoop van die goddelose vergaan. Die Here dien nie, of die Here dra nie mense en antwoord nie mense wat half lou is nie. Amen. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Maar jy wat kind van die Here is, jy wat weet waar jou hart is, jy kan met verwagting na hom toe gaan. En met verwagting kan jy sien hoe die Here jou gaan antwoord. Ons is nie besig met die wêreld nie, en ek wil hê jy moet dit mooi verstaan, dat ons is besig met die dinge van die Here, en die Here is besig met die kinders wat aan hom behoort. Amen. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan, sê hy. Hy sê, maar julle wat julle harte ten volle vir my gegee het, en dag na dag op verwagting is vir my, en dag na dag weet dat ek is jy is my kind, en ek het jou geroep by jou naam, en jy eer my in alles wat jy doen, en hoe jy praat, waarna jy kyk, waarna jy oplet, hoe jy reageer, as die kar skielik voor jou inry, hoe jy praat teenoor mense wat oor jou skinder of jou besteel. Dit is die goed wat maak, en die bewyse is dat jy ten volle 'n kind van die Here. Dit is met wie hy besig is om te praat hierso. Spreuke van Salomo 23 vanaf vers 18 staan daar, waarlik, daar is 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie. Weer 'n keer, dis 'n belofte hierdie, van wanneer jy vra, wanneer jy na my toe kom, wanneer jy op jou knieë gaan, ek is daar, en ek sal jou antwoord, ek sal jou lei, en jou nie los nie. Psalm 62 vers 5 staan daar geskrywe, wees net maar stil tot God, my siel. Van hom is my verwagting. Nie op 'n mens nie, nie op 'n bank nie, maar op hom.
maar op hom. Die manier wat die Here werk, wanneer jy sy kind is, sal jy tot verstaan, sal jy tot verbasing staan oor hoe hy die dinge vir jou doen. Amen. Hy werk en sy tyd is daar. Maar ek het my bord saamgebring. Ons het nog nie 'n bord hier nie. So daai groot bord wat jy nie by die huis gebruik nie, bring hom kerk toe asseblief. Ons het hom nodig. En ek het 'n samevatting gedoen van hierdie goed wat ek neergeskryf het. En dit kom daarop neer en ek wil dit vir jou wys. Die Vader sê, eerstens, ek luister na jou. Ek luister wanneer jy praat. Tweedens sê hy, jy sal my vind. Daar is nie twee ways nie. As jy hom soek met jou hart en met jou volle siel en met jou hele verstand, sal jy hom vind. Hy sê, ek sal jou my laat vind. Jy sal by hom ingaan. Jy sal sy heerlikheid sien. Jy sal die almag sien. Jy sal die teken sien. Jy sal die wonder sien. Al hierdie goed sal deel wees van jou lewe. Jou lot sal ek verander. Is dit nou net gelees? Ek sal jou situasie verander. Ek sal jou weer nuut maak. Ek sal jou weer optel. Ek sal jou weer deurdra. Jou verwagting raak vreugde. Halleluja. So my verwagting, my gebed wat ek vir hom sê, dis hoekom ek sê so baie, bid die dinge wat jy nie sien nie, en die woord sê ook, bid die dinge en roep die dinge wat jy nie sien nie, asof dat daar reeds daar is. God sal die engele opdrag gee om dit te bewerkstellig, sodat jy dit sal sien. So wanneer ek 'n verwagting het, en wanneer ek bid na hom, en wanneer ek met hom vra met my hele siel en met my hele hart, sal ek dit veroorsaak dat ek vreugdevol word, dat ek gelukkig sal word, dat ek sal bly word, dat ek sal jubel en juig, dat ek die bure sal roep en die spikraai opsit, met my vergeet nie, en ons sal party hou, sê hy, ons sal vreugde hê en ons sal blydskap hê oor die deurbraak wat die Here vir jou gaan bring, kind van die Here. Daar sal vreugde wees as gevolg van jou gebed, daar sal vreugde wees. Joak het wou hardloop sy rond, sy kon Sondag nie eers geloop het amper. Amen. Kyk, die karretjie is in die kar, is nie hier nie, hy gaan koop word. En ons gaan koek eet. Amen. So daar gaan vreugde kom van my gebed. So wanneer ons die hande hier op jou lê, sal jy uitgaan en jy sal die verwagting sien. Jy sal sien wat gebeur. Want jy kom met 'n verwagting. Here, help my. En wanneer jy omdraai, is dit al reeds vir jou gedoen. So jy gaan met blydskap hier uit. Prys sy naam. Daar is 'n hoopvolle toekoms in hom wat die Here soek. Daar is 'n hoopvolle toekoms. Die nuwe dinge sal gebeur. Groter dinge sal met jou gebeur. Jou situasie sal verander. Die besigheid sal verander en jy sal die emmers moet uitsit, want daar gaan nie genoeg wees vir geld nie. David. Amen. Maar wanneer jy hierdie goed glo en bly glo en bly glo en al gaan dit swaar met my en al het ek nie geld nie en ek bly glo en dit gaan swaar met my en die dinge raak moeilik en ek het nie meer moed nie, maar ek bly glo, dan kom die deurbraak. Amen. En as jy bly glo in dit wat jy gevra het en bly glo in dit wat jy gespreek het tot die Here, jy los dit nie want jy het dit gespreek. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy sê ek sal dit verander. Ek sal dit vir jou gee. Ek sal vir jou nuwe dinge oopmaak. Maar moenie kyk na jou situasie nie, maar kyk na my. Moenie angstig rond jou kyk nie, maar kyk na my, because ek is die een wat gaan antwoord. Ek is die een wat die deurbraak gaan gee. Ek wil die eer hê. Moses gaan, en hy roep vir Moses, hy sê, maar kan nie praat, jy sê, okay, ek gee vir jou Aaron. En later het hy tot vir hom 'n staf gegee. Maar Aaron het nooit gespreek nie, net Moses het gespreek. Amen. Dit is die God wat ons dien. So dit is moontlik.
Die onmoontlike is moontlik. Roep die onmoontlike. Droom 'n bietjie oor die groot goed. Droom 'n bietjie oor die groot huis. Droom 'n bietjie dat jy met 'n sweetpak gaan draf op Sondag hiernatoe. Droom bietjie die onmoontlike dat dit kan begin moontlik raak in jou lewe. Halleluja. Droom 'n bietjie oor daai bakkie wat jy moet hê sodat jy die pyn kan rondry en die nommers kan verf op die straat. Droom 'n bietjie oor die groter besigheid wat jy gaan hê en nie net hierso hê. Moenie 'n tunnelvisie hê oor wat God vir jou wil doen nie. Maak die oogklappe, gooi dit af en dit kom van Satan af en kyk 'n bietjie na die breë visie wat God vir jou wil hê. Kyk 'n bietjie na die groot goed wat hy wil hê dat jy moet doen. Hy het jou nie verniet geplaas in die situasie of in die besigheid waarin jy is of in die werksplek waarin jy is nie. Hy wil hê jy moet die hoogste bereik sodat hy die grootste eer kan kry vir dit wat jy doen in jou besigheid en in jou huis en rondom jou in jou situasie en in die kerk. Daarom stel hy jou aan in 'n sekere posisie sodat hy jou kon optel, want hy het 'n plan met dit wat besig is om te gebeur. Hy het 'n plan met jou lewe, hy het 'n plan met die besigheid wat jy het. En wat is die plan? Die plan is om vooruit te gaan. Die plan is om te prosper. Die plan is sodat hy die eer kan kry en jy kan kom getuig hiervoor van die grootheid van God. Dit is nie om jou sakke vol geld te maak nie. Dit is om vir hom die eer te gee vir dit wat hy vir jou gaan doen. En hy gaan dit vir jou doen. Maar jy moet 'n visie hê. Jy moet 'n droom hê. En jy moet vra. En wanneer jy vra, wag tot die son opkom. Amen. Daar is 'n hoopvolle toekoms. En dan laastens sê die Vader, wees stil. En hierdie is 'n brief wat die Vader vanmôre vir jou geskryf het. En ek wil dit net weer herhaal. Ek luister, jy sal my vind, jou lot sal verander, jou verwagtinge raak later vreugde, daar is 'n hoopvolle toekoms vir jou, wees net stil van jou Vader. Awesome, né? Awesome om te weet dat hy is die een wat jou sal deurdra. Awesome om te weet dat ek hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Ek hoef nie bekommerd te wees oor die dag van nou nie. Miskien loop ek op die oomblik, maar my kar is in die maak, hy kom nou. Amen. Miskien ry ek die klein karretjie, maar die groter gaan kom. En hy gaan kom parkeer in die garage. Miskien het ek op die oomblik 'n nederige werk, maar God toets my, want sy plan is groter as dit wat ek nou het. Miskien het ek 'n klein besigheid wat ek mee besig is, maar een van die dae gaan ek mense moet aanstel om al die werk te doen, want ek sal nie daarby kan uitkom nie. So gaan die Here my bless. En hy sal jou optel en hy sal jou dra. En hy sal jou wys, want hy is Vader, en in hom en deur hom is alles moontlik, en dit moet jy weet vandag. Vra met verwagting, moenie net vra omdat miskien nie, of net vra want miskien is dit reg nie. Maar wanneer jy in gebed is met hom, wanneer jy in verhouding is met hom, sal hy Heilige Gees jou lei om die regte dinge te vra. En wanneer jy vra, dan vra jy in sy wil, want hy wat in jou is meer as hy wat in die wêreld is. So as hy in jou is, dan weet hy wat is goed vir homself, en daarom kom hierdie gedagtes by jou op. Vra my vir groot goed, vra my vir 'n beter besigheid, vra my vir die finansies. Hoekom? Want hy wil dit hê wat in jou woon. Hy weet wat is goed vir jou. En nou begin ek, in my verhouding wat ek met hom loop, begin ek om te vra in sy wil, en begin die goed ewe skielik gebeur. Ewe skielik sien ek maar hier kom die besigheid, ewe skielik sien ek maar hier is die finansies, ewe skielik sien ek maar hier is genesings. Want is hy wat in jou wees, wat in jou is, wat weet wat is goed vir homself.
Halleluja. Hy wil die eer kry. Daarom kan ons nie verkeerd gaan nie. Kind van die Here, nie kind van die wêreld nie. Nie met die een voet in die wêreld en die ander voet in die hemel. Waar wil jy nou uitloop wees? Op 'n Sondag in die kerk en op 'n Maandag skerp. Dit pas nie. So daar's nie balans nie. En as daar nie balans is nie, hoe kan God werk? God kan nie net vir hierdie helfte sorg en nie vir daai helfte. As ek in jou is ek ten volle in jou, nie halfpad in jou. Sodat wanneer jy my nou vra, en dit kom nou weer by die punt van vra, sodat wanneer jy nou vra, dan weet ek hoef nie te twyfel. Want as ek twyfel, is my een voet nog in die wêreld en die ander voet is in die hemel. So ek is nie seker of ek dit gaan kry nie. En dan moet ek miskien 20 jaar wag, waar ek wanneer ek by hom is ten volle, wag ek 5 dae. As jy met my, kind van die Here, ons moet ten volle by hom wees, want as ek 'n verwagting het dat hy vir my gaan sorg, dan moet ek weet dat ek is in hom, en ek is ten volle in hom, en dit wat ek vra, sal ek sien, en nie miskien nie, maar sal ek sien. Dit is die verskil tussen iemand wat ten volle by die Here is, en iemand wat wens hy kan daar wees, maar wat nog wil vashou aan die lekker dinge van hierdie wêreld. Hy sal vir jou sorg, kind van die Here. Hy sal jou nooit los nie. Hy sal jou nooit verlaat nie. Dit is 'n belofte in sy woord. Amen. Great. Ons gaan 'n liedjie sing, en as jy sê, bid net vir my asseblief, dan nooi ek jou vorentoe. En weer 'n keer, moenie die geleentheid laat verbygaan nie. Soos wat ons al reeds gehoor het deur die getuienisse, God wil werk, en deur die woord wat ons gelees het, God wil werk. God wag nie, maar God wil werk. Amen. En hy het jou geroep. So as jy sê, help my, laat hierdie goed kan waarheid word. Ek wil weer regmaak ten volle met die Here, sodat wanneer ek bid, ek met verwagting kan sien, dit sal gebeur. Kom vorentoe, laat ons vir jou bid. Dankie, JP.